Prys die Here. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre weer om hier in teenwoordigheid van die Here te kan wees, die beste plek op 'n Sondag te kan wees. Amen. Weet ek luister hierdie week na 'n prediker en hy sê hy verstaan nie hoekom sy kerk besig is om leeg te loop nie. Maar ek het die antwoord vir hom. Dis eintlik baie maklik. Die woord van God sê in die laaste dae sal die afvalligheid waar begin? In die huis van die Here. Want ons weet die koms van die Here is voor die deur. Ons weet ons moet gereed wees. Maar prys die Here vir elke môre hier is. Ek is môre weer bevoorreg om die woord te kan bedien vanmôre, bemoedigende woord. Volgende Sondag asseblief nooi mense uit. Ons gaan volgende Sondag bedien. Ons gaan 'n bietjie lekker bedien volgende Sondag. Siekte, finansies, huwelike, maak saak wat jou omstandighede is nie. Ek ken iemand wat in staat is om dit te kan verander. Sy naam is Jesus. Amen. Ek bedien volgende Sondag oor die Jerigo mure. En ek gaan die ramshoring gebruik en ek gaan profetiese dinge doen. So wat die Here my lei, so ja, ons gaan net begin 'n bietjie oorwinning vat. En weet jy wat is die beste van alles? Ons gaan begin die kerk terugvat. Genoeg het die vyand gesteel, kind van God. Genoeg het hy gesteel. Ons gaan begin terugvat wat aan ons behoort. Amen. Hy gaan nie meer steel nie. He's under my feet. He's under my feet. Dis wat die koortjie sê. He's under my feet. En dis waar hy moet wees. Onder ons voete. As jy 'n bietjie op jou skouer kom, sê klop hom af, want dan kry hom onder jou voete. Dis waar hy moet wees. Prys die Here, hartlik welkom môre. Elke ons besoekers, wees welkom vanmôre. Ons maar bietjie, ek is maar bietjie crazy, maar verskoon hoor. Ek wil spring. Maar ons spring almal, ons klap hande, ons juig en ons jubel in die woord van die Here, want ons het 'n almagtige God. Wat sy seun gestuur het om te sterf aan die kruis vir elkeen van ons. Maar as dit hom was nie, waar was ons môre gewees? Daar was nog steeds diep in die wêreld. Nog steeds 'n borrelbaba gewees. Maar prys die Here. Hy het my vrygemaak van die borrel. Halleluja. Kom ons open hierdie diensmôre met gebed en daarna gaan ons die naam van die Here groot maak. Die rofprys aan binne uitdra. Ten minste 2 voorstanders. Ja, so bevestig van die woord van môre hierdie woordjies. Goliat beteken dat jy nie moedeloos moet word nie. Want ons word so maklik moedeloos, kind van die Here. Terwyl ek besig is om hierdie woord, toe wys die Here my iets interessants. En ek het eintlik vergeet vanmôre toe 'n poppie gehad het. Ek raai om 'n ding te demonstreer, ek's 'n prentjie mens. Jy sien wat doen ons? Wat doen ons baie keer? Ons raak moedeloos. Jy sien want ons sien ons die hier Goliat. Terwyl ons moedeloos raak, dankie my suster. Ons gaan so 'n bietjie aanhang en ek wil dit graag demonstreer. Ek kan onthou baie jare gelede. Dis baie jare gedien ek hierdie woord ook. En nou Karel Bekers toe die woord bedien en môre toe ek demonstreer, toe lag hy daar vol lekker. En hy sê, dit is die waarheid. Want jy sien ons raak so maklik moedeloos. As net die geringste windjie na ons kant toe waai, dan wil ons mos begin, jy weet, dan begin ons mos slaan, man. En groan. Maar baie keer kom daai storm of waai daai windjie met 'n doel na jou toe, sodat jy aan die ander kant weer kan sterker uitkom. Dat jy kan sien, weet jy, ek is eintlik 'n Goliat in Christus Jesus, man. Geen Goliat kan my oorwin nie, want my pa is die koning van die hele. Wat ons so lief gehad het as die enige gebore seun gestuur het om aan 'n vervloekte kruis te kom hang vir my en vir jou. So ons vrygekoop kan word. Ek is regtig vanmôre kan ek die salwing van die Here ervaar in hierdie plekke. Ek kan ervaar dat hy is hier vanmôre met 'n doel. En die doel is kind van God. Dat is oorwinning kan hê. En volgende Sondag as ek sê het, gaan ons oorwinning vat. Nooi mense, ons gaan bid vir siekes. Ons gaan bid vir alle omstandighede. Ek gaan die ramshoring gebruik. Ek gaan profetiese dinge doen volgende Sondag wat die Here my gewys het. En dit mag my opgewonde. Ek wil eintlik sê, Here, laat die week vinnig verbygaan, dat dit weer Sondag kan word, want ek wil graag hier wees om die woord te kan bedien. Ja, prys die Here, kom hier so, kom hier so. Jy sien wat doen ons kind van God. Ons vat mos daai ou pot, daai ou babietjie.
dan begin ons vir hom voer, ons gee vir hom titty. Ongeloof, drink, en dan groei bietjie. Twyfel, en dan groei bietjie. Ongehoorsaam, en dan groei bietjie. Want jy sien, ons voer mos die poppie. Ons voer mos daai Goliat in ons lewe in. Ons maak mos van die ou muurskool, ons moet 'n massiewe berg maak. As jy ons voer hom, dan word hy daar so 'n groot stuk reus in ons lewe in, dat ons nie eindig hom raak, en ons sien God nie meer raak, en ons omstandighede kan verander nie. Terwyl ons eintlik moet sê, weet jy wat? Laat jy gaan, Goliat, laat jy gaan die borrel. I know a king, the master of the winds. Hy wat die wind laat waai, hy wat die reën bring, hy wat jou einde van die dag daar diep gaan uithaal. Die dag die Here my gaan uithaal, was diep in die modderslyke van die aarde gewees. Ken jy dat die Here kan ooit 'n sondaar soos ek red nie? Ek gaan eendag daai getuienis vertel. Ek wil vir julle sê, ek was een van die lelikste mense op aarde, as ek by Hardeware van Kool verbygestap en tot die vuile op aandag gespring op my. So 'n lelike mens was ek gewees, maar prys die Here, hy kom op die regte tyd, hy kom verander. En eintlik sien jy eers niks in jou lewe, die kind van God, want jy aan die geloof vashou aan die Here, dan sal dinge in jou lewe verander. Weet jy wat lekker is? As jy op jou werk is, jy ontmoet iemand, jy maak die ding op en jy sien, wauw, oom blaas jy die ramshoorn, ja, dit was so 'n bevestiging met my gewees. Van volgende Sondag toe uit aan my blaas om daar. Man, dit was so lekker. Luister kind van die Here, ek en jy kan elke situasie oorwin. Elke probleem, elke omstandighede kan ons win, maar nie in eie krag nie, in die krag van die Here. En ons eie krag sal ons nie maak nie, maar die krag van die Here kan ons en gaan ons oorwin. Want ons is meer as oorwinnaars. In Christus Jesus, wat ons lief gehad het en nog steeds lief het met 'n ewige liefde, 'n agape liefde. Kind van die Here, geloof in God, laat die Goliat in jou lewe sidder. Want jy sien die môre as jy opstaan, dan met die vyand weet, jy, pastoor David opgestaan, laat ek gaan. Jy sien, dis hoe dit moet wees, kind van God, want die wakker word die môre met die vyand weer wakker geword. Dis 'n kind van skepper lewende God, en hom kan ek niks doen, van haar kan ek niks doen nie. Amen. Dit maak nie saak die berg bring vanmôre, hy gaan deur die berg loop. Hoekom? Want Jesus is die wat voor my loop. Ek volg maar net sy voetspore, en hy wys my, maak my die pad. Ja, as tye wat ons moedeloos word, ek weet, ons raak almal met tye moedeloos. Ons murmureer baie keer, as die volk aan die woestyn in. Maar weet jy wat, dit help niks. As dit nie daar bietjie in jou binnekamer, Matteus 6:6, ga in jou binnekamer, sluit die deur, bid jou Vader die bord is jou openbaar vergelde. As jy daar kom vir die man, prys Here, kom ons kom by die woord, ek is nog nie by die woord vanmôre nie, kan die woord oopmaak by 1 Samuel 17. Wil jy ken die verhaal van ou Dawid? Ek like ou Dawid. Daar 2 manne in die Bybel, is Dawid en Petrus. Daar was 'n man van geloof, en Petrus was 'n lekker groot bek geweest. Ou Petrus was nie bang om wat ding te sê nie. Stryd sonder regheid. Ek like daai twee. Dawid 'n man van geloof, Petrus, man. Hy het vir jou gesê, staan op! Dan staan jy op. Hoekom? Hy praat nie oor autoriteit en gesag van Jesus Christus. Dit is wat volgende Sondag gebeur. Daar is nie meer tyd vir sit nie. Ons gaan oorwinning vat. Ons gaan in die naam van die Here. Luister wat sê die woord van God. Wil vers 24 eers te lees. Maar toe al die manne van Israel die man sien, let op, manne sien een man, Shame, wat doen hulle? Hulle hardloop weg. Hulle sidder in 'n vlug. Dit klink nie lekker nie. En nou met die weet, Saul was ook 'n groot man volgens die Bybel gewees.
Saul was nie 'n klein mannetjie gewees nie. Hy was ook 'n groot man gewees, sê die woord van God. En selfs hy begin sidder, begin bang word. Vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed nie ter wille van hom, dis terwyl van God, dis terwyl van die omstandighede sink nie, moet laat dit ondergaan nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun. Nee, Saul, jy verstaan nie, hy is gesalf as 'n koning. Hy is 'n koningskind, so hy is in staat daartoe. Prys die Here. Ons almal koningskinders en ons is in staat daartoe. Deur Christus Jesus. Deur ons eie krag. En hy is 'n kruisman en hy is 'n kruisman van sy jeug af. Daarom sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas en as daar 'n leeu of beer kom en is te klein vir die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom, ruk hom uit sy bek uit. En as my antwoord, dan gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom. En toe bente sien ek ou Dawid met daai leeu. Hierdie klein mannetjie met daai grootste leeu in die baard. Pa, 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 pa. Kry jou. Los my skaap uit, dan behoort aan my nie aan jou nie. Los my skaap uit, dis myne. Dis net wat ons baie keer moet doen. Jy, los ons kudde uit, ek hoort nie jou nie. Hulle hoort aan Christus Jesus van jou. Hulle hoort nie aan jou nie. En dienaar het die leeu so ver as die beer, nie dienaar die leeu so ver as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesteede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle. Let eens wat doen Dawid? Hy verklaar dit. Hy spreek en die vyand moet dit hoor. Dit sal moet hom gaan net daai leeu op sy baard kry, laat dit in die klip rondgeslaan sê, van die pad laat jy gaan man, ek staan met jou. Jy sien hy het gesê ek gaan dieselfde met hom doen. Nou baie keer verklaar ons dit. Ja, ek is meer as oorwinnaar. En dan net rus jy. Jy het nou net verklaar. Maar op 2 minute loop jy asof jy 105 jaar oud is. Voel die wêreld rus op jou. Is dit nie waar nie? Ja, dis waar. Luister die rede. Omdat hy die slagorde van die lewende God uitgedaag het. Dawid laat sy God nie uitdaag nie. Daar sê ek sal vir my God opstaan. Kyk hierdie week, kyk 'n ding op Facebook. 'n Pastoor in Indië binne die kerk afgebrand. Geweier om die kerk te verlaat. Hy sê hierdie kerk verlaat ek nie, brand hom maar af, ek bly hier binne. Wie van ons sal dit doen? 'n Paar mense wat die Here gaan maak wat die Here is nie. Ons plaas dat ons die Here terug is, dan is sommer 'n paar Here hierso. Vers 37 verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu, uit die klou van die beer, hy, waar sy fokus? Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Prys die Here. Want ek weet waar ek beweeg die Here saam met my. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Die dag toe ek hom aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, het hy sy tuiste binne ons gemaak. Binne ons. Kind van God, Dawid kom sê vir julle my môre, moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. Hou op om daai Goliat te voer met ongeloof en allerlei snaakse goedjies. Hou op om hom te voer. Hier het dit te doen met 'n Filistyn, 'n onoorwonne wapen, maar so het hulle gedink. So het die manne gedink. 'n Gepantserde vegter, 'n kruisman van geboorte, 'n geweldige groot man wat die hele Israel uitdaag, die slagorde van God uitdaag. Dan kom hierdie klein rooi gesig mannetjie en sê vir die koning, "Hey, gee hom vir my. Gee hom vir my." Maar toe al die manne van Israel die man Goliat sien, vlug hulle weg want hulle was bang. Vrees veroorsaak moedeloosheid.
Jy raak moedeloos. Omdat ons gefokus op die omstandighede, nie op die een wat die omstandighede kan verander nie. David kyk nie na Goliat nie. Jy weet hoe daai groot man daar staan, 9 voet plus, wat ook al. Toe hy daar staan, seker in my lente gewees nou, ek kon lekker geklap sien voor my staan het nou. Dink net daai groot man, en hier staan hierdie klein mannetjie voor hom. Wat doen hy? Hy kyk verby hom, en hy kyk na Jesus Christus. Hy sê, in die naam van die Here, in die naam van Jesus sal ek jou oorwin. Hoor wat sê Jesaja 41 vers 10. Hy sê, wees nie bevrees nie. Ek skryf wat jy my elke oggend van jou lewe kan bely. Verklaar hom elke oggend oor jou. En die rede hoekom ons nie bevrees te wees nie, want ek met 'n hoofletter is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want dit is wat ons doen ons. Jy weet, jy kom ons daar by die Here, dan bid jy, dan sit jy jou pakkie neer, dan hardloop ons weer met die pakkie weg. Dis wat ons doen, in plaas van, laat dit daar, los dit met die Here, en sien wat hy met dit kan doen. Maar ons wil dit nog self dra. Hy sê, want ek is jou God, ek versterk en arwe, ek gee jou oorwinningskrag, man. Ook help ook jy, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Moenie toelaat, laat vrees jou gedagtes omkiet nie. Want waar begin dit? It's all in the mind, man. It's all in the mind. My pa het sê, as het koud is, en ek trek stuk aan en sê, it's all in the mind. Want hy was dom om koud te kry, pa. Hy het nooit koud gekry nie. Het alles wat ons pa is dom om koud te kry. Maar hy sê, it's all in the mind. Jy sê vir jouself. Ons net vertrou op die een wat sal help. Maar die een vir ons die deurbraak sal gee. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Geseënd is, maar sê geseënd is die vrou. Wat het Dawid gedoen? Sy fokus was God. Hy het op God vertrou, sy vertroue was in God gewees. Maar luister na hierdie stelling. Want jy sal wees 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees dat daar hitte kom, want dan is die Goliat kom nie. Maar jou blad bly groen, met ander jy bly in oorwinning. En in 'n jaar aan droogte, in die omstandighede, is jy nie besorg nie. En jou nie op vrugte dra, en ander jy raak nie moedeloos nie. Jy hou aan. Want wat sê Filippense 4 vers 13? Jy is tot alles in staat, waarborg, deur Christus Jesus. Nie in jou eie krag nie. Dawid maak nie staat op sy eie krag nie. Hy sê vir Goliat sy omstandighede, ek kom na jou in die naam van die Here. Ek kom na jou in die naam van die Here. Luister geliefdes, daar is oorwinning in die naam van die Here. Maak saak môre wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak wat ons maar is vanmôre oorwinning in die naam van die Here. As ons ook woordjie wat ons sing, ons oorwin deur die bloed van die lam, die woord van ons getuienis. Naas tot hierdie gedeelte wees, kom daai woord net skielik in my kop op. Ons oorwin Openbaring 12 vers 11. Ons oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van ons getuienis. Wat spreek jy? Wat verklaar jy? By die woord terugbring negatief of positief. Dit wat jy verklaar, dit gaan groei in jou lewe in. Verklaar jy oorwinning, dis wat gaan groei in jou lewe, jy gaan 'n oorwinnaar wees. Verklaar jy negativiteit, dis wat gaan groei in jou lewe. Jy gaan 'n negatiewe mens, jy gaan jou oor drou, en heeldag. Jy gaan eintlik almal irriteer om jou. Kom ek gee gou vir jou voorbeeld. Daai Ou Testament Numeri 13 vers 27 en 28. Kom ek lees vir daai gedeelte en hulle het dit hom vertel en gesê: ons het gekom in die land waarin ons gestuur, Dis nou die 12 ouens wat gestuur om die land te gaan verken, die beloofde land, die land van melk en honing. Dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. Wat kom hulle kom met 'n druiwetros en 2 manne dra hom. Ek wil graag weet hoe groot is hy druiwe. Ja, dalk soos golfballe.
Miskien tennisballe. Man is 2 manne, 1 drywe tros dra. Hy wil ek kon daai lande bly. Maar ja, geen honger nie. Hier was so 2 drywe korreltjies dan jy raai vir die dag. Jy het dan goeie goed gehad vir die dag. Want dit moet enorme drywe korrels wees daar. Maar die volk wat in die land woon, let op. Maar die volk wat in die land woon is sterk. En die stede is sterk. En baie groot. En ons het ook die kinders van Enakite gesien. Vers 30. Toe het Kaleb die volk stil gemaak en Moses gesê, laat ons rug optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Hy verklaar ons kan dit doen. Want die Here het dan gesê, hierdie land behoort aan ons. As hy het sê, dan sal dit so wees. Hy sê mense kan so lieg nie. As hy woord spreek, maak dit waar. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En toe begin hulle slegte gerugte versprei, want waarna kyk hulle? Hulle kyk na die reëse. Hulle kyk na die omstandighede, maar die land is reeds aan hulle gegee. As jou gees, vat dit, neem dit. Dis joune. Ons nou net sit my pa is die koning van die hele. Hierdie man het heel duidelik glad nie raak gesien. Al hulle is hierdie reëse. Hierdie groot manne wat ons nog so spring kan. Nee, jy is spring na jy koningskap. Amen. Jy is die koningskap. Hulle sien hierdie ou reëse. Kind van die Here, Kaleb se fokus op die Here. Sy fokus op die beloofde land wat hulle beloof is. Kaleb weet is hulle se. Hulle gaan dit besit neem. God het met die eed aan hulle beloof. Kaleb raak nie bang. Nee, wat Kaleb sê, nee, kyk hier so manne. Ek gee nou nie om hoe groot daai manne is nie. Ek sê vir julle, ons kan hierdie land neem. Ons trek gou op, ons vele gou plat. Ons vat wat in ons woord. Dis eintlik wat hy gesê het. Ek het terug gesê, you take a setback, don't take a step back. Dis wat ons baie keer doen. Terwyl die stormpie begin waai, dan begin ons tree. En ons begin bang raak, in plaas om te sê, nou wys. Veld, hierdie een is nie joune nie, hierdie een is myne. Ek gaan hom oorwin. Kaleb spreek woorde van oorwinning. Laat ons rus optrek en dit. Ons beloof dat ons land van melk en honing besit neem. Ons kan dit in die krag van die Here. Want God het aan ons beloof. Ons kom terug by Dawid. Dawid kom op die gevegsterrein. En toe ons sy broers bietjie kos vat, nou hoor hy met die onbesteerde Filistyn wat sê, hey, ek daag enige persoon uit. Nou Dawid besef, maar weet jy wat, hierdie volk raak bang, hulle begin moedeloos raak as jy vir die koning, moenie dat hulle moedeloos raak nie. Moenie dat hulle moed verloor nie. Ek sal die liggaam weg, want Dawid het die Here geken. Luister wat sê Jeremia 42 vers 11, hy sê, vrees nie vir die konings van Babel, vir wie julle bang is nie. Wees nie vir hom bevrees nie, spreek die Here, want ek is met julle om julle te verlos uit sy hand te red. Jy sê, ons hoef nie bang te wees nie. Dawid het geweet, Romeine 8:30 sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En terwyl ek so besig met hierdie gedeelte, toe kom die gedeelte daar van die man met die bad van Bethesda by my op. Nou, ek het al gehoor predikers sê, die man 38 jaar daar gelê, maar ek het nooit gelees, ek lees nie raak in die Bybel nie. Ek lees by hom verkeerd, maar 7 keer neergelees. Die man was 38 jaar siek gewees, hoe lang hy die bad van Bethesda gelê het, weet ons nie. Maar wat gebeur die oomblik toe die Here afby kom? Moedeloosheid gaan en siekte gaan. Moedeloos gaan, siekte gaan, maar daar was ook 'n tydperk wat hy moedeloos was, want die Here kom daar, wil nie gesond word, sê. Ag maar Here, U weet Here. Nee, die Here het jou gevra, wil jy gesond word? Ja Here. Wil jy finansiële voorspoed hê? Ja Here. Wil jy tot aan jou huwelik? Ja Here. Ja Here, daai vrou het vir my gee dit en dit nie, of daai man het my gee dit en dit nie. Ja Here. Dit voel partykeer ons omring word deur donker wolke en agterig. Het jy al so gevoel? Jy voel jy sit hier in hierdie gat in. Jy voel alleen, jy voel God verlate.
En jy murmureer, jy is moedeloos. Jy is eintlik kwaad vir jouself. So pastoor eendag sê, "Ons moet iets aan Holmes." Jy hoef nie so te voel nie. Te midde van jou omstandighede, te midde van daai reus wat jou probeer aanval. Jy dien aan 'n magtige God. Dit het tyd geword, kind van die Here, dat dinge wat ons nie kan verander nie, in die hande van die Here los. Sê, Here, gee dit vir U. Want ek weet, wanneer dit in U hande is, Here, dan gaan dit verander. Dit gaan vir die goedheid uitwerk. Neem 'n geloofstap, en die Here sal jou help. Moenie jou probleem self oplos, jy kan oplos nie. Daar het geweet, saam met God kan hy alles doen. Psalm 18:30 sê, "Want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring oor my." Daar verklaar, hy spreek dit uit. Maar God was altyd aan sy syde. Daar het geweet, God is altyd by, hy is ons nooit verlaat nie. Hy is nog steeds dieselfde God gister, vandag tot ewigheid. En ek wil afsluit vanmôre, kind van die Here, met Numeri 14, Numeri 13, vers 8 en 9. Hier is Numeri 14, is Numeri 14. Luister wat sê vers 8. As die Here behaag in ons het, sal hy ons hierdie land inbring, en dit aan ons gee, land en koring van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Dis wat sê hy. Hy verklaar dit, maar moenie bevrees wees nie. Die Here het beloof, die Here gaan dit vir ons doen. Hulle beskikking het van hulle gewyk. Hoekom? Want ou Goliat is daar nie meer nie. Ou Dawid opgestaan, so 'n paar klips gevang in die spruit, hy 5 klippies wat ek baie preek al gehoor het. En wat sê hy vir Goliat? Kry vir jou. Ek het eendag 'n boodskap gehoor oor hierdie wapenrusting. Goliat se wapenrusting het net een plekkie gehad waar hy toegemaak het nie. En dit is net daar by die vyand wat daar hom getref het. Dis nie waar. Jy sien, jy moet seker maak die wapenrusting aan dat jy gepantserd is. Daar moet jy 'n oop plekkie vir die vyand wees nie. Maar ons as mens gee vir die vyand 'n oop plekkie. Ons as mens gee vir die vyand 'n oop plekkie. Die woord ons verklaar, dit is moedeloosheid en al daai dinge. En die vyand val jou gewoonlik aan waar dit die seerste maak. Val jou aan daar waar dit seer maak. Kind van Here, God sal jou wys en jou laat voel, hy gee opreg om vir jou. En hy sal jou nooit in die steek laat. Amen. Vader, baie dankie dat ons weet vanmôre, Here. Maak saak wat die Goliats in ons lewe is nie. Ons kan dit oorwin in U krag. En met U hulp, Here. Vader, mag hierdie woord vanmôre wat U my gegee het, Here, waar die naprediker elkeen se lewe wees, Vader. Here, ons op besef vanmôre, Here, te midde van omstandighede bly ons oorwinnaars in Christus Jesus. Weet ons môre tot alles is daar die Christus ons die krag gee. Weet ons môre, ons hoef nie bevrees te wees nie, want U is met ons. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie, want U is ons God. Vader, baie dankie dat ons weet, ons is 'n lewende en 'n almagtige God. Die God van Abraham, die God van Isak, ook ons God vandag, wat met ons is. Mag U alleen die lof, die eer en die aanbidding ontvang, want dit kom aan U alleen toe. Vader, bid ons môre in die almagtige naam van Koning Jesus Christus van Nasaret, met baie danksegging en smekinge. Amen en amen.